Goeiedag graad 8's. Vandag kyk ons na les 2 van kwartaal 1 se werk, naamlik respirasie, wat natuurlik 'n superbelangrike proses is. Soos julle kan sien, dit vind plaas in alle lewende selle, né? Of die organisme nou eensellig of meersellig is, as daai organisme lewe, beteken dit die selle lewe, en dit is dan waar die proses van respirasie plaasvind. En tydens hierdie proses word glikose afgebreek om chemiese energie vry te stel. Glikose word in die teenwoordigheid van suurstof afgebreek na ATP toe, en daai is die chemiese energie waarvan ons praat. Okay, dis 'n energieryke molekuule. Jy hoef nie te weet op graad 8 vlak waarvoor dit staan nie, maar dit staan vir adenosine trifosfaat. Alright, solank julle net weet, glikose word in die teenwoordigheid van suurstof afgebreek na ATP's toe, wat jou chemiese energie molekules is. En in die proses word koolstofdioksied en water word as byprodukte vrygestel. Die hoofproduk is natuurlik chemiese energie, hierdie ATP, maar byprodukte wat ook vrygestel word is koolstofdioksied en water. En dis waarom ons vir julle gesê het, toe ons fotosintese gedoen het, dat dit basies teenoorgestelde prosesse is. Want fotosintese, as julle kan onthou, het energie nodig gehad, naamlik stralingsenergie, koolstofdioksied nodig gehad en water nodig gehad. So dit wat respirasie benodig, word basies gevorm tydens fotosintese. En dit wat tydens respirasie vervaardig word, is weer wat benodig word tydens fotosintese. Dis net die tipe energie wat verskil, né? Sonlig versus hierdie wat chemiese energie is. En dan tydens die proses gaan daar ook energie as hitte verlore. Wat nogal 'n belangrike konsep is, want later doen julle ekologie en julle gaan leer van voedselpiramides of energiepiramides. En dan gaan julle leer dat energie verlore gaan by elke organisme. En dit is as gevolg van chemiese prosesse. Net soos wat julle karre, as 'n voertuig petrol verbrand, dan raak die engines warm. En daai hitte is ook 'n vorm waarin energie verlore gaan met 'n voertuig. So dit is presies dieselfde, dis net die energiebron wat verskil by selle, waar ons gebruik glikose, waar 'n voertuig natuurlik petrol gebruik. Maar in die proses, om lewensprosesse aan die gang te hou, word energie as hitte ook vrygestel. Ook belangrik, waar vind hierdie proses van 'n respirasie plaas? Nou daar's 'n tipiese selletjie, dit kan 'n diersel of 'n plantsel wees, want onthou, dit is ook lewende selle. En binne daai selle, plantsel of diersel, is daar hierdie organelle, bekend as mitokondriums. En dit is hierdie spesifieke organelletjie wat verantwoordelik is vir die proses van 'n respirasie. Al wat onthou, mitokondria is meervoud en 'n mitokondrium is enkelvoud. So dit maak nie saak wat jy gaan sê nie, want selle gaan definitief altyd mitokondria binne dit hê. En as jy vir interessantheid kyk na twee selle onder 'n mikroskoop, en jy sien die een sel het minder mitokondriums as die ander sel of mitokondria, dan kan jy die logiese afleiding maak dat die sel met die meeste mitokondria actually die sel is wat die meeste funksies verrig. Want mitokondria, soos ek sê, lewer chemiese energie, en daai energie is noodsaaklik vir chemiese reaksies. So meer mitokondria, meer chemiese energie, meer energie beskikbaar vir ander chemiese reaksies. Baie belangrik. Dan fotosinterende organismes, ons slaan ook van die dingetjie, fotosinterende organismes soos plante en alge maak hulle eie glikose. Alright? Maar ander nie fotosinterende organismes moet glikose verkry deur die voedsel wat hulle eet. En dan ons sê ons nou, tydens respirasie word glikose in die teenwoordigheid van suurstof afgebreek. En dis waarom ek hierdie spesifieke feit hier ingesit het, dat plante dit nie 'n probleem nie, want plante kan hulle eie glikose vervaardig tydens fotosintese, wat hulle dan tydens respirasie in die teenwoordigheid van suurstof kan afbreek. Maar ander organismes wat nie kan fotosinteer nie, hulle moet staat maak op voedsel wat hulle eet, om glikose natuurlik in die hande te kry. Alright. En dan plante verkry dan die suurstof, wat die ander reagens is, deur dit vanuit die atmosfeer op te neem, deur hulle blare. En ons het in die vorige les vir julle gesê, wat is hy openinge op die blare, waardeur koolstofdioksied moet inbeweeg vir die proses van fotosintese. En as julle mooi kan onthou, is dit huidmondjies. Die van julle wat dit reg het, fantasties. Maar dit beweeg dan deur middel van diffusie. Onthou, diffusie en osmose verskil. Dis nog steeds beweging van molekules, maar osmose is die beweging
van 'n area met 'n hoë potensiaal na 'n area met 'n lae potensiaal deur selektief deurlaatbare membrane, terwyl die fisie nie deur membrane hoef te beweeg nie. So as suurstof in hierdie sel in beweeg, wat nodig is natuurlik vir die proses van respirasie, dan beteken dit die atmosfeer het 'n hoër konsentrasie koolstof, suurstof bedoel ek, en beweeg dan na 'n laer konsentrasie toe, outomaties, wat binne die blaar is. En dit is hoe die blaar dan suurstof in die hande kry. En dan kan glikose lekker afgebreek word na 'n klomp van hierdie chemiese energiemolekules, bekend as ATP. Nou ja, dan staan hier so die organismes, ander organismes het natuurlik spesiale strukture. So vir plante is dit maklik, net 'n fisie. 'n Aardwurm maak nogal ook gebruik van die fisie deur sy vel, want 'n aardwurm haal deur sy vel asem, en dis waarom sy vel altyd klam moet wees. Onthou, vir enige gas om te beweeg binne in 'n liggaam in, moet dit in 'n opgeloste vorm wees. Dis dieselfde met jou wat longe het. Daar's vog binne in hierdie longsakkies wat jy hierso het. Hierdie klein babbeltjies wat jy hierso sien. Dis longsakkies. So jy asem lug in deur jou neus hoofsaaklik, en dan beweeg daai lug met hierdie lugpyp af, bekend as jou trachea. En dan vertak jou trachea in 2 groot bronchusse, en dan raak dit hierdie kleiner lugweef wat bekend staan as bronchiolie, wat oorgaan in hierdie longsakkies. Alright, en dit is waar die uitreiling, elkeen van hierdie longsakkies is 'n klomp bloedvaatjies wat om dit voorkom, en dis hier waar die uitreiling plaasvind, maar dit moet in 'n opgeloste vorm wees. So hier is vog hier in die binnekant, sodat daai lug wat jy inasem, die suurstof, kan oplos in die vog en dan beweeg. En dit is waarom die aardwurm se vel ook klam is. Die gasse moet daarin oplos. Vis het natuurlik maak gebruik van kie. Alright? En wat interessant is nogal van die vis, is soos die vis vorentoe swem, beweeg die water natuurlik in sy mond in boor die kie, en daar's 'n kieflap, bekend as 'n operculum hier in die agterkant, as ek reg onthou. En dan beweeg die water weer daar uit, maar die water spoel oor die kie, en die bloed in die kie beweeg natuurlik in 'n teenoorgestelde rigting, om altyd seker te maak dat daar 'n konsentrasie gradiënt is, waar daar 'n hoër konsentrasie suurstof in die water is wat oor die kie beweeg, en 'n laer konsentrasie suurstof in die bloed wat in die teenoorgestelde rigting beweeg, wat binne die kie sit. En dit verseker dan die beweging van die gas deur middel van diffusie binne die kie in. Dis nogal baie ou gat. Voëls, hulle het verskriklik baie lugsakke weer binne in hulle. Hulle het ook longe, maar hulle het addisionele lugsakke. Dis nogal interessant. Hier het ek vir julle gesê, spinnekoppe maak gebruik van 'n spesiale orgaan bekend as boeklonge, om hulle suurstof in die hande te kry. Insekte, wat jy hierso sien, insekte het 'n hele stelsel van lugpypies, bekend as trachea. En daai veroorsaak sulke openingkies hier op hierdie agterkant van die insek, gewoonlik bekend as gewoonlik bekend as die abdomen. So deur daai openinge, die tracheale openinge, is waar deur lug in beweeg. So dit is nogal interessant om te dink dat insekte deur hulle stertgedeeltes asemhaal. Dit is baie, baie oulik. En dan het ek net hier gesit by 'n landslak byvoorbeeld, wat 'n opening hier so aan die agterkant van sy liggaam ook het. So ja, so daar is spesiale organe wat organismes het om suurstof in die hande te kan kry vir hierdie proses van respirasie. Dan kyk ons net gou na die vergelykings van respirasie. Weereens, chemiese vergelyking. Hier werk ons met die formules van die verskillende molekules. So daar's glikose se formule wat julle klaar gesien het by die les 1 by fotosintese, C6H12O6 plus suurstof se formule wat O2 is. Onthou, suurstof kom ons voor as 'n diatomiese molekuul in die atmosfeer, so hy's O2, en daar's is die formule vir die chemiese, of die afkorting eintlik maar vir die chemiese energie, wat ATP is, adenosine-trifosfaat, maar julle hoef hom nou nie sy formule te ken nie. Hy het 'n geweldige interessante formule. Maar water se formule moet julle wel ken, H2O plus CO2. So julle kan dit net so gaan neerskrywe wanneer die juffrou vir jou vra wat is die chemiese vergelyking vir respirasie. Maar as hy vra die woordvergelyking, dan moet julle glikose uitskryf, suurstof uitskryf, energie, water, koolstofdioksied uitskryf, hoor. Super belangrik. As dat te min suurstof is, dan vind respirasie wat hulle noem onvolledig plaas. Dit vind nog steeds plaas. Julle gaan later aan, as julle lewenswetenskappe vat, leer dat respirasie 3 fases het. En die laaste fase van respirasie produseer die meeste energie. Maar suurstof is nodig vir daai reaksie
ook vir die tweede fase in plaas te vind. Maar die eerste fase van respirasie, die eerste gedeelte van respirasie, benodig nie suurstof nie. Maar ongelukkig produseer die eerste gedeelte geweldig min energie. En dis waarom dit nie 'n goeie idee is dat daar nie suurstof teenwoordig is binne jou liggaam of vir lewende organismes se liggaam nie. Want jy wil baie energie produseer deur die proses van respirasie en dis wil jy suurstof hê. Maar soms gebeur dit wanneer ons in 'n situasie sit waar ons 'n bietjie te min suurstof het. Soos as jy baie hard oefen of straf oefen, dan kan jy sit met 'n tekort aan suurstof. En dit kan met plante ook gebeur, waar hulle sit in 'n omgewing waar daar te min suurstof is, te min beligting is. En daai tipe respirasie wat dan plaasvind wanneer daar te min suurstof is, staan bekend as anaerobiese respirasie. Alright? En wanneer daai anaerobiese respirasie in dierselle plaasvind, dan bou melksuur op. En daai melksuur is wat lei tot, is een van die redes wat lei tot spierkrampe. Maar in plantselle het hulle agtergekom lank terug dat die produkte van anaerobiese respirasie in plante koolstofdioksied en etanol produseer. En etanol is die tipe alkohol wat natuurlik voorkom in drankies. Alright, so die mense gebruik dit om byvoorbeeld wyn te maak, bier te maak, vodka te maak, en al jou dranke wat jy in 'n drankwinkel sien, word deur hierdie proses van anaerobiese respirasie gebruik gemaak om daai alkohol te produseer wat spesifiek etanol is. Jy kry verskillende soorte alkohole, hoor, waarvan etanol een van hulle is. Die ander alkohole is nie baie goed vir 'n mens nie, so daarvan moet jy totaal wegbly. Maar julle kinders is nog 'n bietjie te jonk om etanol in elk geval te in julle liggame, omdat dit kan baie skade aan jou lewer veroorsaak. Julle lewer raak nog volwasse. Nee, ek sal definitief dit wegbly daarvan as ek julle was, voor julle lewers actually dit kan verwerk. Party mense gaan altyd sukkel om dit te verwerk, maar dis 'n genetiese ding. En dan natuurlik ook onder andere om brood ook te maak. Hierdie spesifieke proses van anaerobiese respirasie. Dis daai koolstofdioksied wat binne deeg opbou, wat die deeg laat rys. Right, so as jy daai deeg weer knie en dit raak weer plat, dan beteken dit die koolstofdioksied ontsnap. Maar soos wat jy die deeg weer los, vind anaerobiese respirasie nog steeds plaas deur middel van gis, swamme wat binne die hele brood is. En dan breek dit die stysel af, en dit onder andere is omdat dit te min suurstof binne die stysel is, want dit is baie dig, word koolstofdioksied dan geproduseer en dit laat die brood rys. Dit is baie interessant. En die laaste dingetjie wat julle hoef te weet op julle graad 8 vlak van respirasie is maar net die verskille tussen respirasie en fotosintese. Omdat hierdie prosesse baie in gemeenheid met mekaar is dit belangrik om hierdie twee met mekaar te vergelyk. En is beide lewensbelangrik. Eintlik is alle prosesse maar lewensbelangrik, maar hierdie veral, want chloroplaste waar fotosintese plaasvind, is verantwoordelik vir die produksie van glikose en suurstof, terwyl mitokondria weer verantwoordelik is om glikose en suurstof af te breek om energie vry te stel. So hierdie is jou kragsentrale. Dis is Kuiberg kragsentrale wat daar by Melkbos sit, by Duinefontein sit, wat krag verskaf. Hierdie is jou klein Kuiberg kragsentrale. En al jou lewende selle het 'n klomp mitokondria in die binnekant. So waar dit plaasvind is jou eerste verskil. Fotosintese vind plaas in die chloroplaste, terwyl respirasie plaasvind in die mitokondria. Wanneer vind dit plaas? Fotosintese benodig sonlig. Alright? So meeste produkte van fotosintese word vervaardig wanneer sonlig teenwoordig is. Respirasie aan die ander kant vind altyd plaas. 24/7, al slaap jy, solank die selletjie lewend is, sal respirasie binne hom plaasvind. Daar's altyd prosesse. Die sel werk net soms harder en soms minder hard, maar selletjie werk altyd. En dan fotosintese se reagense, het ons mos gesê is koolstofdioksied en water, terwyl respirasie se reagense glikose en suurstof is. Maar as ons kom by die produkte, dan ruil dit. Wat die produkte natuurlik van fotosintese glikose en suurstof is die produkte van respirasie weer koolstofdioksied en water. So jy kan sien, daar is koolstofdioksied en water, so waar dit die produk is van die een, is die reagens van die ander een. Waar dit die produk is van die een, is die reagens van die ander een. Dit is nogal interessant. Die tipe selle waar dit plaasvind, fotosintese vind in plantselle plaas. Wel, fotosinterende selle, so ek sê, daar's alge ook en daar's bakterieë ook, maar hoofsaaklik plantselle, obviously. En dan plante en dierselle, dit vind, so in alle lewende selle,
vind respirasie plaas. En dan laastens die energiebron. Die energiebron vir fotosintese is sonlig en dan is die bron van energie natuurlik voedsel. En dit is al wat julle van respirasie hoef te weet. Julle moet asseblief onthou, as julle enigstens leer uit enige van my video's uit, onthou net asseblief om miskien kommentaar te lewer of om die video te like, deur die thumbs up knoppie te klik, want dit veroorsaak dat die algoritme van YouTube dit beter optel en dan kry dit 'n groter prioriteit wanneer daar gesoek word na video's en ek weet mos nou hierdie video's help kinders. Baie dankie en sterkte hoor.